Goeiemôre, ek is Gert Cronje, inwoner van 'n Builpark in die CW areas. Ek is ook 'n lid van 'n Builpark se wijk 10 se wijkskomitee. Op die oomblik is ons besig met 'n opname om die totale verval van die infrastruktuur van riool veral in die CW5 area te identifiseer. Dit is 'n probleem wat op 'n daaglikse basis al vir 'n periode van 6-7 jaar aangespreek word met die munisipaliteit. Die toestand verbeter nie, daar word nie aandag aangegee nie. Daar is geen wil om hierdie ding reg te maak nie. Die toestand waarna verwag word dat die mense moet lewe is onaanvaarbaar, dis onmenslik. En ek dink die publiek is dankbaar dat daar mense is, organisasies is soos AfriForum wat wil inspring en help om te kyk of ons nie as 'n gesamentlike poging die toestand en die lewensvatbaarheid van die area waar die mense moet bly, hulle daaglikse lewe moet lei, kinders moet skool toe gaan, kos gemaak moet word, kan verbeter nie. CW5 en CW6 is die oudste gedeeltes van 'n Builpark, dus die infrastruktuur dateer nog van die 40s, 50s en 60s jare. In hierdie jare het ons geen verbetering gesien in onderhoud of in algemene verbetering en upgrades van die infrastruktuur nie. En die gevolg is nou dat na jarelang van, kom ons sê, onvoldoende infrastruktuurinvesteringe gaan ons nou probleme kry met die infrastruktuur. En die infrastruktuur is besig om te implodeer en te disintegreer ten nadele van die gemeenskappe self. In die tyd dat ek, sowel in die eerste as die tweede hierdie periode, het ons gekorrespondeer met die munisipaliteit, met die uitvoerende burgemeester, met die voorsitter van die raad, met die munisipale bestuurder, maar ook met die kantoor van die premier van Gauteng. Dus ons het oor die tyd van COVID het ons pakweg so 160 verslae vir die munisipaliteit en die kantoor van die premier en die premier self gestuur oor probleme wat in die wijk is sinds 2016. Net voor COVID het die Nasionale Departement van Water en Sanitasie begin met 'n projek. Hulle noem dit 'n seksie 63 projek waar hulle in kom ons sê hierdie area het hulle geld bewillig, kontrakteurs aangestel en daar was op die begroting nog so 'n plek vir so 150 miljoen rand. En in die raadsvergadering van Desember 2022 het ons gevra spesifiek aan die MMC van Public Works, is dit moontlik om daai geld te bewillig om hierdie stuk van CW5 te herstel? Want daar is nog geld oor, is dit nie moontlik om daai gelde hier naartoe te bring nie? Ongelukkig het dit nie gebeur nie en nou is dit net dat dit voed net in die situasie van die probleme wat al heersend is met die infrastruktuur. Ons is dankbaar vir gemeenskappe, ons is dankbaar vir organisasies wat ons wil help en besighede wat ons wil borg staan om dan tydelik maar te probeer om hierdie situasie 'n bietjie aandag te gee en 'n bietjie te herstel wat moontlik is te doen. En in daai opsig is ons baie dankbaar ook vir die support wat ons gekry het van AfriForum. Ek is nou al so 37 jaar plus is ek in van 'n Builpark wat ek hier is. Ek is nou vir 10 jaar as ek 'n woordkomitee lid en ons beklei hierdie riool nou van 2016 af wat ons dit beklei en as ek moet kyk terugdink aan hoe van 'n Builpark gelyk het 37 jaar plus toe en hoe hy nou agteruit gaan het, is dit, mens kan dit nie glo nie. Dit is onbeskryflik. So ons het hierdie probleem al 2016 het hierdie onder ons aandag gekom op die hoek van Rudolf Marlof en Arnold Taylorstraat CW5 van 'n Builpark. En ons is nou besig met Metsi Alakoa, die plaaslike munisipaliteit se deel vir water en sanitêre departement is ons al besig van 2016 af om hierdie probleem aan te spreek. Ons het al bespreek met die managers, ons het al bespreek met die ons het al bespreek tot op provinsiale vlak is hierdie al gevat na die vorige premier van Gauteng toe en ons kry net nie terugvoere nie. Van die mense is al so dat hulle kinders al weggevat het. Mense het al begin siek word. Diere het al dood gegaan as gevolg van hierdie wat julle hier sien. Volgens die grondwet moet plaaslike regerings basiese munisipale dienste aan hulle inwoners verskaf. Ongelukkig hoef jy vandag nie ver in Suid-Afrika te soek
om te sien hoe hierdie dienslewering heeltemal uitmekaar uitval nie. Van slaggate tot straatligte wat nie werk nie, wateronderbrekings en kragonderbrekings, is ons gemeenskappe raad op, omdat hulle getrou hulle munisipale rekeninge betaal, maar geen dienslewering in ruil daarvoor kry nie. Ons is van Bylpark vandag om te sien hoe hierdie gemeenskap raad op is met rioolprobleme, waar riool vrylik in die strate afloop en by tye is dit so erg dat dit selfs in die inwoners se erwe opdam. En die gemeenskap het hier al alles probeer wat hulle kan om die probleem op te los, maar ons kry net nie 'n uitkoms nie. AfriForum het reeds 'n klagte by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gelê, sowel as 'n kriminele klagte by die Suid-Afrikaanse Polisiediens om hierdie besoedeling te ondersoek. En ons sal aanhou om druk toe te pas op die munisipaliteit deur middel van ons skrywes en ons interaksies met die munisipaliteit, sodat daar 'n stem vir die gemeenskap is en ons kan druk toepas om hierdie probleme op te los.